Ons sit net so en maak ons die oog op toe. Ja, Vader, dankie dat U hier is vandag, Here. Here, dankie vir die Heilige Gees wat tussen ons beweeg en wat vir ons rigting gee. Here, ek wil bid dat dit wat ek vanmôre kom deel, dat dit vir U aanneemlik sal wees, Here. Here, ek wil bid dat elke woord wat uit my mond uitkom vir U aanneemlik sal wees, Here. Ek bid dit in die heilige naam. Amen. Dankie, Here. Vanoggend vra hulle vir my of ek daai ding op my ore wil hê en of ek die mic wil hê. Ek voel verskriklik klaar in my lewe waar ek kon sing, maar ek kan nie een noot hou nie. Nou elke keer as ek die ding in my hand het, voel ek soos Elvis Presley wat ek kan sing nie. En as ek daai ding oor my ore sit, dan voel dit of ek in die weermag is, dan wil ek aan mekaar 0030 berig oor, dan wil ek iemand inroep. So die beste vir my sal wees as hulle ding kry wat net hier op my lapelletjie hang. Breek. Ek wil vanmôre as mede gemeentelid net gou vinnig met julle praat oor die heiligheid van God se naam. En al die liedjies wat ons vandag gesing het ons tot God en tot sy naam gesing. Nou, as ek herhaaldelik die naam Piet gebruik, dan dink ek nie later aan die betekenis van die naam Piet nie. Want Piet is maar net Piet. Maar by God is dit totaal en al anders. Ons gaan nou 'n paastyd in, en ek dink dit is belangrik dat ons net so 'n bietjie herkalibreer en besin oor die betekenis van God se naam. En net so 'n bietjie aanraak aan God se heiligheid. Nou, dit is interessant, hulle vra van tyd tot tyd vir my om ook die woord te bring, en ek voel altyd so onbevoeg om dit te doen. Rarig, dit is, ek kan nie glo hulle vra my nie. Maar as ek nou vanmôre kyk hoe die gemeente opereer, hoe elke ou daai dames wat hier voor was, van Maritjie tot by Jani, ek het in verwondering gestaan oor hoe hulle hierdie persoon wegstuur. Hoe God elkeen gebruik, hoe God se Gees die hele proses overraai en die Heilige Gees openbaar iets aan iemand en ons kom vorentoe. Dit was glad nie die beplanning nie, maar dit word gedoen. Want God wil elkeen van ons, hoe onbevoeg jy ook al mag voel jy is, God wil jou daadwerklik gebruik. Ek sal nooit vergeet, ek is op 17-jarige ouderdom weermag toe, en op 18 te kwalifiseer ek as 'n pelotonsergeant. Nou ontplooi hulle my met 32 jong manne, moeilike jong manne. Nou is ons in hierdie bosoorlog, en daar het ek binne 'n week uitgevind, vir ons om lewendig hier uit te kom, sal ek die sterkpunt van elkeen van hierdie ouens moet identifiseer, en ek sal dit moet gebruik. Gibbs, Treble en Watts, hulle was die 3 verkenners wat voorgeloop het. So kan ek hulle elkeen op. Smith het ons van punt A na punt B gekry. Elke keer, want jy verdwaal ongelooflik. En daar het ek agtergekom dat alles wat ek kan doen, is jy ook wat dit beter as ek kan doen. Net soos die kerk. Daar's altyd iemand wat iets beter as jy kan doen. Kom ons identifiseer die ouens wat iets beter as ons kan doen. En ons gee hulle die geleentheid. En weet jy wat? As ons gehoorsaam is aan die Heilige Gees, gaan dit vanself gebeur. Die mense gaan uitpop en opstaan en vorentoe kom en dinge gaan gebeur. So kom ons vertrou rarig as gemeente, God se Gees om die dinge onder ons te laat gebeur. Altyd binne orde. Binne orde. Weet jy wat? Ons kan die geveg oorleef dan. Anders is ons teen mekaar. Toe ek vir die woord moes voorberei, lang terug toe lees ek 'n gedeelte in die Bybel wat so vir my uitgepop het. En ek wil vanmôre dit met julle deel. Dit gaan oor die 7 seuns van Skeva. Nou wil ek eintlik vir Maritjie vra, jy lees so mooi, gaan jy omgee as ek jou wil vra om dit te lees asseblief? Want
Want jy kan dit beter as ek doen, ja. Okay, the 7 sons of Sceva, Acts 19. God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, in the name of Jesus whom Paul preaches, I command you, come out. 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. One day the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I know about, but who are you? Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Ongelooflik. Ek wil eerstens net daai gedeelte van Paulus, dit wat hy aangeraak het hulle na die siekes toe geneem en hulle het gesond geword. Die krag van God. En toe kom daar nou 'n paar ander perde wat gehoor het van Jesus waarvan Paulus gepraat het. Wat gebeur toe met hulle? Wat sê die evil spirit vir hulle? Weet jy wat? Vir Jesus ken ek. Maar Paulus het ek al gehoor. Maar wie is julle? Wie is julle wat hierdie God se naam so uitlik wil gebruik? En hy doen hulle daai dag 'n reuse guns. Wat doen hy toe? Hy het hulle 'n klaspak gegee. Hy het hulle 'n klaspak gegee. Nou daar waar ek groot geword het hulle altyd gesê jy moet nooit 'n mes trek in 'n gunfight nie. Nou die manne het hierdie dag 'n mes getrek in 'n gunfight. Hulle het die duiwel onderskat. Almal wat parade doen, Karen, waar is dit Karen? Daar is dit sy. Sal vir jou kan sê, weet jy, ek moet weet wie ek is. Ek moet weet wie God is, voordat ek in berading kan ingaan. Want anders is ek op my eie, en as ek op my eie is, dan gaan ek pak kry. Daar staan, out of the house, naked and bleeding. So hulle het 'n goeie pakslag gekry. Nou, op die volgende skyfie, wat was verkeerd? Hulle het geen verhouding met Jesus gehad nie. Hulle het geen verhouding met iets wat ons maklik sal verstaan. Ons wil ons altyd hierdie names dropping doen. As ek moet tog net 'n belangrike ou ken. Jy weet, ek ken vir noem 'n belangrike ou, Stef de Tooy. Ek ken vir Pieter Stef de Tooy. En as ek hom nou ken, dan is dit nou my kaartjie tot rugby kennis. Of net so enige iemand anders. Ons wil tog net verbind word aan beroemde en wat die mense ook al. Nou hierdie ons wil seker maar dieselfde doen. En as jy nou kan kyk daar, hulle wil seker in hulle mees dramatic voices iets opkonser daar, simsalabim, abracadabra. Dis wat hulle wou probeer. Wat hulle het gehoor daarvan, maar het hierdie Jesus nie geken nie. Hulle het sy naam misbruik. Hulle het nie onder sy gesag geleef nie. Hulle het die naam gebruik sonder geloof en gehoorsaamheid. Vir Jesus ken ek, maar wie is julle? As ons op die volgende skyfie gaan kyk, die Israeliete het uit die beloofde land uitgekom, hulle maak 'n nuwe begin. Hulle is in die woestyn, God kom en hy gee vir hulle die 10 gebooie. Hy sê weet jy, ek gaan dit vir julle maklik maak. Ek gaan vir julle reëls gee, want julle sukkel. En die 3de gebod sê hy vir hulle, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Nou kom daar nog 'n stertjie aan. Nou een van die jonger kinders hier gaan my nou vir my help. Wat was die stertjie? Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want sê nou, die een wat sy naam uitelik gebruik, sal hy nie ongestraf laat bly nie. Wat beteken dit as jy nie ongestraf
gaan bly nie. Jy gaan gestraf word. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees, as jy sy naam uitelik gebruik. Die derde gebod gaan oor eerbied, gehoorsaamheid en weer eens verhouding. Verhouding met hierdie God. Ek moet nie weet van die God nie. Ek moet 'n verhouding, 'n lewende verhouding met hom hê. Toe hulle vir Jesus vra, Here, help ons, want alles nou deur mekaar. Onthou, dis nou tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. God was daar, nou Jesus gekom, die mense was opreg verward gewees. En hulle vra hom, Jesus, Meester, leer ons hoe om te bid. En hy begin, en hy leer hulle, en hy sê vir hulle, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Weereens, selfs soos by Moses, toe God vir Moses gegee het, toe daai selfde God se seun dit vir die mense om te leer bid, toe sê hy vir hulle, my naam moet geheilig word, want my naam is heilig. Ek is heilig. Ek gaan net maar vir jou kans gee om te dink of ek God se naam deur my lewe word God se naam geheilig. Jou getuienis dat dit God se naam heilig, kan hulle die heilige God in my en jou sien. Nou as ons onsself die vraag afvra, die naam van God, want ons het 'n paar keer in ons liedjies verwys ons na die naam van God, ons sê nie eers sy naam nie. Weet jy, in die Ou Testament is selfs vandag nog onder sekere ortodokse Jode, die naam van God is so heilig, dat hulle dit baie keer nie eens voluit skryf nie, baie keer gebruik hulle nie eens die volle naam nie, want hulle ag die naam van God heilig. Nou God se naam, God het 7 verskillende name, dis nie waaroor ek vandag wil praat nie. Jehovah Rafa, alle name, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor, ek is wat ek is, God is wie hy is heilig. Toe Moses na hom toe gaan, toe sê vir Moses, Moses, ek is wie ek is. Ek is volmaak, ek is heilig. En sy naam verteenwoordig sy karakter, heiligheid en teenwoordigheid. Moses wou bitter graag vir God sien. Wat sê God toe vir hom? Jy kan my nie sien nie. Hoekom nie? Want as jy my sien, gaan jy sterf. Want ek is heilig. Jy kan my nie aanskou nie, my vriend. Toe sê hy vir hom, maar weet jy, gaan kruik daar 'n skeer weg, daar sal 'n stukkie van my heerlikheid oor jou beweeg. Daai prentjie verteenwoordig nou daai stukkie van die heerlikheid van God wat oor hom beweeg het. Onthou julle wat het gebeur toe Moses van die berg afkom met die 10 gebooie? Gegloei, wat het die mense gedoen? Hulle het weggehardloop. Hulle kon hom nie face nie, want hy was in die teenwoordigheid van 'n heilige God gewees. Dit is erg as mense daaraan dink, om in hierdie God se teenwoordigheid in te gaan en nie sy heiligheid te erken nie. Nou wil ek vir jou vra, die naam Jesus, God die Vader, God die Seun. Elke keer as ek hierdie naam gebruik, beteken hy is die redder. Jesus het gekom om te red. As ek bid, Jesus die redder. As ek dink aan Jesus, dan moet ek myself herinner, die een wat my gered het, en my vrygemaak het, en my losgemaak het, sodat ek regverdig voor die Vader kan staan. Jesus as redder. So, Jesus beteken die Here red. Hy het afgekom na my en na jou toe, om ons te red. Nou wat beteken dit as ek sê, to use the Lord's name in vain?
as jy my naam ydelik gebruik. Dit beteken, the phrase to use the name of God in vain means using God's name carelessly. Sommige so los so vas soos wat ons wil, gebruik ons die naam. Disrespectfully or without sincere reverence. God se naam het goedkoop geword. Dis cheap. Dit is daar buite elke oomblik. Gebruik ons sy naam uitlik. En dit het nie net op vloekwoorde, die mense wat die Here se naam gebruik om te vloek nie. Dis baie dieper as dit, ons gaan nou daarna kyk. Waar ons onsself by tye, dan kry ek my dat ek my hier aan skuldig maak. In Afrikaans wil net sê, God se naam ligsinnig, oneerbiedig en sonder respek te gebruik. Ligsinnigheid. In die Ou Testament, daar's verskeie voorbeelde in die Bybel in die Ou Testament waar mense God se naam uitlik gebruik het. En sonder uitsondering het hulle nie ongestraf laat bly nie. Dit gaan oor, hulle was daar in die kamp gewees en daar was 'n man wat die Here se naam uitlik gebruik het en hulle het hom nou toe nog gevange geneem en na Moses toegeneem en daar gelos, totdat God nou besluit het, wat moet nou met die karakter gebeur? Wat sê God toe daar vers 13? Then the Lord said to Moses, take this blasphemer outside the camp. All those who heard him are to lay their hands on his head. And the entire assembly is to stone him. Say to the Israelites, anyone who curses their God will be held responsible. Anyone who blasphemes the name of the Lord is to be put to death. The entire assembly must stone them. Whether foreigner or native born, when they blaspheme the name, they are to be put to death. Hulle het hom gestenig. Hy het God vervloek, God het hom laat stenig. Prys die Here. Prys die Here dat Jesus gekom het. Ek kan amper sê, daar so min van julle oorgebly het. Ek sou nie daar gewees het, daar so min van julle oorgebly het. As God se genade nie daar was nie, het daar min van ons oorgebly. Net so, hierdie volgende twee karakters het hulle offers aan God gebring, maar hulle het dit nie op die regte manier gebring nie. Nou kan ek onmiddellik aan Kain en Abel brand ook dink. Die een het sy offer is aangeneem, die ander sy offer is weggewys. Net so, die arm weduwee, hy man het uit hulle diep sakke uit baie geld ingegooi, daai vrou het net 'n klein bietjie ingegooi, wie se offer is aanvaar. Die een wat sy hart reg was. Dis die hartseer van die evangelie, van die waarheid. Dat wat jy ook al, of het 'n gebed is, of het jou geld is, of wat jy ook al voor hierdie lewende heilige God van ons bring. As jou hart stink, hy aanvaar dit nie. Money well wasted. Jy kon nooit klere daarvan gekoop het, man. Dis die werklikheid daarvan. Geef jy huis iets moois gekoop het. Toe borst jy daar voor God uit. Nou hierdie Engels het gekom en hulle het, vers 2, so fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Moses then said to Aaron, this is what the Lord spoke of when he said, among those who approach me, I will be proved holy. In the sight of all the people, I will be honored. Sure. Die ons bring hier 'n offergawe. Hier word gaan hulle in rook op. Hulle harte het gestink. Hulle het nie die heiligheid van hierdie God verstaan nie.
Weereens, dankie vir Jesus. Want die sou 'n groot vuur gewees het Sondag. Ek dink die gebou sou al afgebrand het. Want ons gaan net so deur die motions. Is reg, nou moet ek nog harder konsentreer, want eers moes ek nou geldjie uithaal, of ek moes daar by die enter gedruk het, sodat ek nou kan gaan, my offergawe, nou kan ek met myself om die kap. Niks daarmee verkeerd nie, noem het tegnologie. Die punt is, wat en hoeveel jy vir die Here bring, al wat hy wil hê is, hoe moet ek dit bring? Met 'n rein hart. Met 'n rein hart. Hy kort nie ons geld nie. Die Here sal voorsien. Ek sê nou nie, jy moet nie jou gedeelte vir die Here bring nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê bring meer, maar bring dit met die regte hart. Bring dit met die regte hart voor God. Want selfs deur my kollekte of my offergawe kan ek God se naam uiteindelik gebruik. Hoe die rykes het gebring vir almal om te sien. Vandag borg ons. Niemand gee ons meer vir iemand geld nie. Dis mos altyd 'n borg, dan moet dit nog in die koerant met 'n prentjie ook kom. Show ons. Dis nie die God wie ons doen nie. Jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie. Typiese uitdrukkings in ons samelewing vandag. Hier op linkerkant, prys vir Hollywood. Ek so van tyd tot tyd, probeer ek nou daar 'n fliek of 'n ding op Netflix kyk. Maar weet jy, so halfpad deur en dan besef ek, hoeveel nog? Want as ek verbaas is, dan gebruik ek God se naam uiteindelik. As ek opgewonde is, gebruik ek dit uiteindelik. As ek kwaad is, gebruik ek dit uiteindelik. Hulle tot 'n afkorting daarvoor, OMG. En ons sit vir daai goed. Ons hoor dit aan, ons dink dit moet so wees. Dit het aanvaarbaar geword in ons samelewing om dit so te gebruik. As jy dit nie so gebruik nie, you're the odd one out. In Afrikaans vertaal, daar is ons gunstelinge. Al daai woorde verwys na die heilige God toe. Maar as ons weer kry, as jy in 'n geselskap is, dis nog ons my moeilik baie keer. Ek het al van ons het gesien, ons praat met my, ek is nader. Verstaan jy bevind jou in 'n geselskap waar hierdie goed aan die orde van die dag is. Dis nie die God vir wie ons aanbid nie. En ek het my verwag so 'n bietjie meer van ons. Om op 'n mooi manier vir ons te wys hoe gaan ons dit keer? Hoe gaan ons mense, dis die God wie ek aanbid hierdie. Ek kan nie sy naam so eintlik gebruik nie. Dis maklik. Dis altyd medegelowiges. Ek ken min mense wat nie gelowig is nie. Of wat nie in 'n kerk behoort nie. So dis maklik in ons land om dit te doen. Sê ons wat kom ons net gou. Ons stem al met een ding saam. Ons mag nie die Here se naam eintlik gebruik nie. So kom ons let daarop. En weet jy, Hollywood sal in vuur opgaan. Hollywood sal in vuur opgaan. Dis God se genade wat keer dat Hollywood nie in vuur opgaan nie. Maar eventually sal Hollywood in vuur opgaan. Hy sal verswelg word. As ons dan na die volgende skyfie kyk, en ek vra myself,
Of vir wie moet ek dankie sê dat ons nog hier is? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away our sin? What can make us whole again? Nothing but the blood of Jesus. Jesus het gekom en hy het gesê, and so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Jesus het gekom dat wanneer ons met ware en opregte berou kom en bely dat ons God se naam uitlik gebruik, dan sê ons, weet julle sal daarvoor vergewe word. Dis net die sonde teen die Heilige Gees wat nie vergewe sal word nie. Vir die res, nou het ek 'n license to sin, hè? Ja, Jesus het nog gesê, nee, te danke aan Jesus word ek van alle sondes vergewe. Nou, as ek nou in my beste Afrikaans kan sê, wat die sonde teen die Heilige Gees is, en Brett, as ek nou verkeerd is, dan moet jy my reg help. Dit is om God se stem oor en oor doelbewus weg te druk, tot jy nie meer jammer sê of terugkom nie. Dis die sonde teen die Heilige Gees. Wanneer ek my hart gaan verhard het. En weet jy wat? God se Gees sien eers op daai mense op nie. Hy sal nog steeds by die deur staan en klop. Van so lief het God die wêreld gehad. Dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat almal, dis God se wil dat almal gered moet word. Nie net ons uitgekose groepie mense hier nie, almal. So dankie vir Jesus. Dis te danke aan Jesus wat ons voor God kan staan. Die heilige God. Paulus was nie vir Paulus nie. Nee. God het vir Paulus geroep en gestuur. En. Wat sê Paulus van homself? Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Paulus, amper in die Nuwe Testament vir ons geskryf het, kyk waar was hy? God se genade. Jesus het gered, het gekom. En nou kan ek myself die vraag afvra, maar hoe gebruik ek en jy God se naam uitlik? Ek gebruik, dit is bitter selde in my lewe, dat ek vloek. Of God se naam vloek, dit is bitter selde. Elke keer as ek dit doen, is dit asof die Heilige Gees, want ek het in so 'n huis groot geword. My ma was baie streng op dit. Ons het die Here se naam nie as 'n vloekwoord gebruik nie, of as 'n uitroepteken, of as verbasing, of as wat ook al nie. Maar hoe gebruik ons as gelowiges wat vandag hier sit, God se naam uitlik? Dis baie eenvoudig. Godsdienst sonder verhouding. Hoe storie hoe? Nou kap ek dan 'n stilte tydjie wat eintlik niks beteken nie. Ja, dit gebeur, ek is moeg en as ek oor is my oor nog toe. Godsdienst sonder verhouding is om God se naam uitlik te gebruik. Jy sê my, as jy my sien sal jy doodgaan. Nou gaan ek met my stilte tyd met hierdie God in, en weet jy, ek is nie teenwoordig nie. Ek is nie teenwoordig nie. Los dit. Vra die Here dat jy môreoggend vars wakker maak, dat jy dan eerder in sy teenwoordigheid ingaan. Maar ek kan nie met die verkeerde, jy sê ons, as ek vir julle sê, die manne wat in die weermag was, as jy na 'n rang bo jou, as jy hom nie met respek behandel het nie, daar was altyd 'n geween en 'n geknars van tande. Glo vir my. Ek vertel net maar vir Herman, weet jy hoe ons daar kom nie. Nou is ons in die menasie, nou eet ons, nou kom die een ou, nou wys hy vir die chef, gelukkig, ek eet nie mieliepap nie, gelukkig
En daar was nie veel ander, so ek het baie honger gelei. Nou wys hy vir die chef, maar daar's 'n wurm, 'n mietwurm in die pap. Nou sê chef dit vir Samuel. Nou tree ons buite aan, nou wil Samuel weet, waar is daai onopgevoede vark? Hy kan dankbaar wees, hy kry nog vleis in sy pap. Ons rol Bonnemakiesie op daai teerpad tot by die bungalow, die bloed loop hier af. Dit klink onmenslik, maar dis wat gebeur het. Dis die klas van gesag wat daai ons gehad het. Nou dit voel vir my party dat ons almal moes in die weermag gewees het, dat ons so 'n bietjie meer van gesag verstaan. As ek in God se teenwoordigheid ingaan, moet ek reg ingaan. Ek moet my hart reg kry. Daar in die Ou Testament, dan met die hoëpriester een keer 'n jaar wat hy in die allerheiligste inbeweeg, te tou om sy voet. Hoekom? As die klokkies opgehou lui het, wat weet hulle? Dan moet hulle hom uittrek, papa. Het die God verander? Nee. Omdat hy vir Jesus gestuur het, om sy genade betoon het niks in sy karakter verander nie. Hy is net meer tolerant met ons. Met ons gebede in Jesus naam sonder geloof, as alles wat jy in my naam vra, sê die woord van God, sal ek vir jou gee. As ek sê in Jesus naam, dan moet ek die nodige geloof daar wys het. Dit ontbreek so baie by ons, om die nodige geloof by dit te sit. Die volgende ene, met ons gedrag, vals, kwaad praat, oneerlik wees, deur manipulasie. God het gesê, jy moet, speciality. As mense vir jou sê, man, ek dink jy moet, waarmee is hy besig? Manipulasie. Nou as jy dan nog vir hom sê, God het gesê jy moet, weet jy, God sê baie keer vir mense, gaan sê vir daai persoon, ek sê, God doen dit, maar ek en jy kan dit nie doen, as ons dit nie by God gehoor het nie. Dis sy naam eintlik gebruik. Dit vat my terug na daai seuns toe, waar die demone wou uitdryf, met 'n naam wat hulle nie geken het nie. Dis God se naam eintlik gebruik. Dan deur lofprysing en aanbidding. Volgens se lofprysing en aanbidding was goed geweest. Ja, manne, kyk daar. Hulle almal besig om die palps uit te draai. Wanneer ons met die regte hart na God toe gaan met ons lofprysing en aanbidding, weet julle wat doen hy? Hy kom na ons toe. Hy beweeg tussen ons en hy sorteer die probleme uit. Hy raak deel van ons. Net so as ek tot hom bid met die regte gesindheid, dan kom hy na my toe. Hy is met my. Hy verander my hart onmiddellik net daar. So wanneer ek tot hierdie God sing, dis nie net om lekker te wees. Weet jy, ek sing tot 'n heilige God. Al ons liedjies het vandag gegaan om sy naam te loof en sy naam te verheerlik en om uit te lig bo al die ander. Dis nie die band het lekker gespeel, of dis nie waaroor dit gaan nie, alles behalwe. Ons moet fokus op hierdie God, sodat hy in ons slaap dinge vir ons kan regmaak. In die Ou Testament, Jesaja gesê, God says, these people say the right words and talk about me, but they do not truly care about me in their hearts. They only follow rules that people have taught them. Dit was daai tyd waar? Kan dit vandag nog waar wees? Ja. Besop nou. Kan vandag ook waar wees. Ons praat van hom. Ons moet met hom praat.
en van sy goedheid getuig, wat ons beleef elke dag. So besom, ons as kerk kan ons so skuldig maak, en ons kan hoeveel duisend jaar later nog dieselfde ding sê, as ons nie daarop let nie. 'n baie mooi gedeelte wat ek in Psalm gelees het, For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great. Hoekom vergeef God ons sondes vir ons? Wat sê Dawid, hoekom vergewe God ons sondes vir ons? Tot eer van wie se naam? Van sy naam. God is 'n heilige God. Hy haat sonde. En omdat dit nie deel is van sy karakter nie, kom hy en hy vergewe vir my sonde, sodat sy naam geheilig kan word. Dit is sleg om te hoor dat die evangelie nie net oor my gaan nie. Ja, it's a bit of a letdown. Het gaan nie oor jou en my nie. Het gaan oor hierdie ewige, heilige God. Hy tree in, hy vergewe jou en my sonde, sodat sy naam geëer kan word en geheilig kan word. Sodat die ander mense kan sien, hierdie mense dien 'n heilige God. Dis hoekom dit belangrik is, dat jy jou sonde voor God moet bely, sodat sy naam geheilig kan word. So wanneer die geleentheid hom voordoen, en daar word 'n beroep gedoen op, weet jy, kom vorentoe, dan moet jy kom, terwille van God se naam, want as jy dit nie doen nie, dan eer jy nie sy naam nie. Ja, dis 'n ander kyk daarna. Om God se naam te eer, moet ek nou vandag van die trapie afgaan, en ek moet nou tussen julle instap. Ja, ek is 'n verskriklike persoonlike ou, skaam. Jy kan nie dit van my verwag nie. Is dit nie so nie? Ons het al hierdie goed om ons. Ons bou hierdie mure om ons op. Jesus het gekom om die mure af te breek, sodat ons met vrymoedigheid na hierdie God toe kan gaan, dat sy naam daardeur geheilig kan word. Hoe voorkom ons dit? Ek het nou nie tyd om al die skrifte te lees nie. Ek leef in eerbied. Daarvan lees ek in Spreuke 9 vers 10. Bou, alles wat ons vandag gepraat het, gaan oor 'n lewende verhouding met God. Ek moet praat van God nie. Ek moet praat met hierdie God. Maar ek moet minder praat en meer luister. Jaag het nou 2 Sondag gelede so mooi. Ek is nie 'n ou wat lank kan bid nie. So you gave me hope. Ek is ook so 'n one-liner ou. Dis reg om te bid, maar kom ons luister. Kom ons luister na hierdie God. Gaan na sy teenwoordigheid in, lees die Bybel en luister wat hy vir jou wil sê. Dis verhouding. En as dit nodig is, kan jy iets sê. As die Here jou op iets wys, dan jy gaan normaalweg 9 keer moet ek maar bely. 9 keer wil ek sê, ja Here, ek het nou weer gemis en so. Vergewe my vir dit. Dan wees versigtig met woorde. Die tong, dit wat by my mond uitkom. Wees versigtig wat jy sê. Laat jou lewe jou woorde bevestig. Sjoe. Laat jou lewe jou woorde bevestig. As hulle jou 'n maand tussen 'n lot heidene sit, wat gaan hulle van jou sê aan die einde van die maand? Ons maak dit 'n week, 'n maand is te lank, ons sal dit nooit maak nie. Jy's 'n week te word nie tussen hierdie heidene gelos. Wat gaan
van jou lewe sê? Getuig jy van hierdie heilige God? Weet jy, ek is ook wel 'n ou voel, is nou voel like 'n ou voel. Ek sukkel ook nou tussen aftree en nie aftree, ek is nou op daai fase van my lewe, maar ek is nou so te mekaar, ek weet nie waar ek is nie. Maar ek wil vir jou een ding sê, elke keer wanneer jy iets verkeerd doen, as jy vir Jesus ontmoet het, dan weet jy weet. Ek het altyd gedink, nou bevind ek nou op plek en ek wat sal my ma nou sê as hy weet ek is hier. Ernstig. Daai stem het nooit by my weggegaan nie. Het was voor ek gered was ek bekommerd oor wat sou my ma sê. Nou, as jy wat tot bekering gekom het, wat besig is met iets verkeerds, well, it sounds stupid to be true. It is stupid to be true. Stap weg. Ek sê vanmôre vir jou, stap weg. Een moeilike een. Heilig God se naam in jou hart. In my hart, in my denke, moet ek God se naam heilig. Moet ek hom sien vir wie hy is. Partykeer moet ek 'n bietjie gaan lees om te sien wat hy gedoen het en hoe hy dit gedoen het. En hoe die goed in wording kom in die wêreld, hoe dit uitspeel, dit wat hy gesê het gaan gebeur, hoe dit gebeur. Daar waar God sien, kom ons heilig hom daar. Want voor die mense is ons ook nie altyd eerlik nie. Ja, ons sukkel daarmee om eerlik te wees voor die mense. Maar heilig God in jou hart. Ek wil klaar maak met die storieetjie wat ek in die begin gelees het, Maritjie, nou moet jy gou weer op die spot sit, my mond is nou so droog, ek kan nie praat nie. Kom uit jou babbelkamer kom. When this became known to the Jews and the Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. Many of those who believed now came and openly confessed what they had done. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. Ongelooflik. Toe daar respek, die mense, dit was nie op Facebook gewees daai tyd nie, by word of mouth, en dit daar in Ephesus het die woord rondgegaan, en hulle het gehoor, wat gebeur met die mense, wat God se naam uitlik gebruik. En weet jy, al die mense wat daar gewoon het, verskillende mense, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. Wat gebeur as ek respek het vir die naam van God, van Jesus? Wat het gebeur? Mense het gekom, gelowige mense in die kerk het gekom, hulle was besig met tovenarij, hulle het hulle boeke gebring, alles gebring, hulle het afstand gedoen daarvan, en ek het nog eens gaan kyk, die drachma is 'n dagloon, nou vat gou 50,000 dagloon, jy soos ons slim ouens onder ons wasie, rekenkundig is, maar 50,000 met 250, hoeveel rand is dit? 167 jaar sê hy is reg. Is 167 jaar? Ok, 167 jaar. Ons maak een vinnige som, sê maar dit is 200 rand per dag, 50,000 maal 200 is? Maak die saak hê. Dis baie geld. Dis baie geld. Daai tyd het die manne nog minder gepay, Louis. Hulle het nie vak nie so goed gehad daai tyd nie.
Die oomblik wanneer God of Jesus se naam reg gebruik word en wanneer daar ontsag is vir dit, wat gebeur? Widely and grew in power. In this way, the word of the Lord het versprei. As ons hier uitgaan en ons gebruik God se naam met die nodige respek en ontsag, wat dink jy gaan gebeur? Ons wil so hard probeer om goed te doen uit ons eie uit. Kom ons kry respek vir die God en hy doen dit self. Hy gaan ons nog steeds gebruik om dit te doen, verseker. Verseker. Moet ek dit gou net om misverstand uit te skakel. Dit wat ons doen word deur God geëer. Maar wanneer ons sy naam reg gebruik, gaan dit verdubbel. En nog, en nog, en nog. Want dan gaan die mense sien, dit was God se doel heeltyd met die Israeliete. Hy wou hulle uit hulle sokkies uitseën. Hy het 'n nikszeggende groepie mense gevat. En hy het hulle gesê, weet jy wat, ek is julle God, julle is my volk. Hierdie ander mense gaan my grootheid deur julle sien en dan gaan hulle ook tot my kom. Net so wil God vandag die kerk gebruik. A church that lives for itself, dies by itself. Die enigste rede hoekom die kerk bestaan, is tot die voordeel van die ongeredde mense. Kom ons kry ons sak vir God se naam, en hy gaan ons verbaas. Ek sluit af. Dis deur God se genade wat ons hier is. Dis deur sy seun wat ons gered is. En die wonderlike is, toe die seun weggegaan het, wat het toe gebeur? God se gees is met ons. God se gees is elke dag met my en met jou. Hy is hier. Hy is hier, hy is in jou. Hy is hy stemmetjie, wat anders as jou ma, wat sy my ma gedink het. God se gees herinner jou, Anton, wat maak jy hier? Wat maak jy tussen die mense? Hoekom tree jy soos hulle op? Hulle sê ons as jy met die varke stoei, raak jy ook later 'n vark. Dit is so. Die mense met wie jy vir jou ophou, jy raak soos hulle. Whether you like it or not. Maar wie, dit is baie subtiel. Baie subtiel. Begin by jou een klein dingetjie. Dan die volgende ou klein dingetjie. Dan die volgende, dan speel ons later lekker saam in die modder. Kom ons weerhou ons van dit. Ek gaan nou vandag iets doen wat ek nooit doen nie. Ek wil hê met jou oë toe maak. Ek gaan my oë toe maak. Ek gaan my oë toe maak. Ek wil hê as daar enigiets van God se gees vandag vir jou gekom het en vir jou gesê het, weet jy gaan te lig om met die heiligheid van God. Jy eer my nie werklik vir wie ek is nie. Jou verstandjie is in elk geval te klein om werklik te verstaan wie ek is. Is dit nou my gebed dat die Heilige Gees nou sal kom en vir my en vir jou sal oortuig dat ons goedkoop omgaan met die heiligheid van God. Ja, Vader, ek kom vanmôre en ek vra dat U ons sal vergewe, Here, waar ons so baie U naam uitelik gebruik. Here, waar ons nie aldag begrip het vir die ontsag van U naam nie, vergewe ons, Here. Dankie dat U vir Jesus gestuur het, sodat ons gered kan word, Here. Ja, Here, en hierdie redding is 'n volgehoue proses, dis nooit klaar nie, Here. U is elke dag nog met elkeen van ons besig. Here, ek wil bid dat U Gees sal kom en ons harte sal aanraak,
dat ons weer sal respek kry vir die naam van die lewende God, die heilige God. Here, en waar ons hierdie week uitgaan en waar ons 'n Paastyd nader, dat U elke dag met elkeen van ons sal praat. Dankie dat ons weet, wanneer ons met ware en opregte berou na U toe kom, Here, en ons erken dat ons skuldig is, dat U ons vergewe. Here, dankie dat ons nou as vergeefde mense hier kan uitstap, Here, vry. En ek wil bid dat die Heilige Gees ons sal krag gee om nie verder te sondig nie. Here, ek bid dit in U naam, in U heilige naam, want U sê dit wat julle in my naam vra, dit sal ek vir julle gee. Daarom kom ek nou en ek bid dit in die naam van Jesus. Weerhou ons van sonde. Amen.